Vuur en vlam hier op Groot FM 90.5, dit is Van West en die man is ons baie spesiale gas vandag. Hy het lanklaas hier by ons gekuier aan Helma, so dit is baie lekker om hom terug te verwelkom en ons kuier vandag saam met 'n kunstenaar wat al hoe meer mense laat regop sit met sy unieke styl en musiek. Hy staan bekend as Van West, dis hoe jy hom ken met sy eerste song Vuur en Vlam, maar ons gas is Derek West. Derek, baie welkom by Route 326. Yes, like is my lekker hier so by Anelma en François, die champs van Groot FM. Hoor hier so, Uit die mond van die it's been swyger. a moment, hoor, waarmee was jy alles besig en hoe gaan dit met jou? My jom, wat ek vir jou kan sê is, dit gaan besig in my lewe. So ek het 'n solarmaatskappy wat ek voltyds hardloop en saam met dit natuurlik hou ek my passie lewendig ook met die musiek. So ja, en ek dink nie in vandag se tyd kan kunstenaars regtig meer net musiek doen nie. So jy is nou een van daai, hoe kan ek sê, limited tipe hoe kan ek sê, uitskieters as jy twee goed op een slag kan doen, wat vir, ek dink vir enige mens baie moeilik is. Val as jy voltydse werk ook het. Yes. So vir my persoonlik is dit baie moeilik. Hulle sê mens eintlik jy het net 3 time slots in jou lewe. Jy het een vir, kom ons sê, vir jou werk, een vir jou passie, okay? En dan een vir jou familie of jou vrou of jou kinders of wat ook al. Nou as jy kinders bykry, dan raak dit eksponensieel moeiliker. So dan gaan jy jou passie maar bietjie op sy moet sit byvoorbeeld of wat ook al. So dit hang maar af van waar jy is op hierdie stadium. Ek het 2 babas. Een se naam is Surf Corsoler en die ander een se naam is Van West Musiek. So ja, Dis amper soos die kamers van die hart, né? Nee? Ja. En nou gepraat van, jy het nou onlangs 'n meisie wat jy begin sien en ons het al ontmoet, ek en Anelma is mal oor haar. Hoe dit gebeur, kan jy ietsie vertel Ja, vir ons? vertel die man? verhaal. Wel, my version van die hele storie, sy het ook al eie kant wat sy ervaar het en so aan, maar my version van dit is, ons het 'n gig gaan doen in Amanzimtoti, daarso by Hotel Café Natalia. Na die gig het ons opgepak, bietjie strand toe gegaan en ons besluit okay nee, want dit was letterlik op Oujaarsond. Oh, nice. 31ste Desember. Goeie manier om 'n jaar te begin. Wow. Yes. Net so voor 12 gaan ons na die strand toe en ons wil die vuurwerke gaan kyk toe. En toe ons op daai strand kom, toe sien ek net, hier's baie mense. Maar uit hierdie baie mense uit, sien ek toe hier op 'n koppie, sit daar 'n meisie met 'n baie mooi ruggie saam met haar vriendin. O, so haar rug het jou eerste aangetrek. Yes, my chom, as hulle die Mona Lisa van agter af gepaint het, nee. Dan dit verduidelik dit heeltemal. Dit was seker die mooiste ruggie wat ek in my lewe al gesien het daar so op die strand en ek besluit toe nee, ek sê vir my, is my een pel, hy's nogal groot, hy jump baie hard. En ek sê vir hom, hoorie my chom, stap net so 'n bietjie saam met my, laat ek net 'n bietjie backup het asseblief. En ja, ons kom toe naby hulle en ek sê toe nee, ek het nie eens iets gesê nie, ons het net nader gestap, toe draai sy om, toe sê sy vir my, hoor jy staan julle nie bietjie naby nie. Toe sê ek, okay, toe sê ek soos van, okay, hier moet jy nou flink dink. Ja, sy was 'n Vinnige feisty line hierdie. gooi, vinnige line Toe drop. sê ek soos van, ja, maar moenie worry nie, ons sal julle bodyguards wees. Oh, nee. Wow, okay. Daar's hy. Dat jy dit En toe nou kon jy vertel. een van jou resolutions vir die nuwe jaar afhaal om 'n Ja. girl te kry, want jy het toe. Ja, so Nice. toe het ons het letterlik van die eerste gesprek af, het ons net onmiddellik connect. En ja, ek dink, soos, ek het nog nooit in my lewe 'n maatjie gehad, saam met wie ek so myself kan wees. En saam met wie ek so geliefd kan wees en geaanvaar kan wees. En so sy ken my en dis vir my een van die mooiste goed van haar. Sy ken my in my goed en my sleg. En ek dink dis baie keer hoekom verhoudings dit nie maak nie, want hulle kies net die goed en hulle word later gesurprise met die sleg. En ek het net daar besluit, ek gaan nie vir enigiemand anders wees as wie ek is nie. Wow. So sy moet my albei kante sien en dan as sy wil bly, dan sal ek weet of sy my kies. Mense het albei kante nodig. Hoorie maar, Fransjo, ek hoor trouklokke so fynkie in die. Ek hoor dit ook. Hoor jy dit? Ek hoor dit ook. Nee, dit lui, hoor. Nee, Dit kyk, sy lui. wys vir my nou heel gereeld daai vingertjie, hoor. Ja, nee, maar dis reg. Sy moet Pinterest foto's ook begin stuur, presies al die designs. Nee, dit mens Baby, moet maar 'n nood of wat, hoor. 'n girl het 'n plan. Jy moet altyd ek dink na 2 jaar van die 8 jaar wat ek en my man gedate het, ek begin om net soos ringfoto's te stuur. I don't care, ek stuur dit net.
Dis hy. Ons gaan 'n vinnige breek vat. Ons is net hierna terug saam met jou want ons moet gou-gou jou soundcheck ook dat jy vir ons ietsie live kan sing saam met ons in die ateljee is Derek West of jy ken hom dalk 'n bietjie beter as Van West. Right, ons is vinnig weer. Ons is terug weer in die ateljee saam met Derek of Van West en die man, jy weet, is ons plaaslike cowboy. En ons moet nou praat daaroor, Derek, want mense sien jou nie sonder jou cowboyhoed nie. So ek wil jou baie persoonlike vraag vra. Super persoonlik, super kontroversieel. Ek joke glad nie. Wanneer het jy jou heel eerste cowboyhoed gekoop? Kan jy die oomblik onthou? Was dit special? Is hy vir jou gegee? Het jy hom self gekoop? Wat is die storie? So ek sou sê eintlik was die cowboyhoed nie eens my idee nie. Oh. Ek is 'n boldie. Okay? So ek's baie sterk aangedrewe. En dit is omdat ek die teenoorgestelde as Simpson is. Okay. Simpson het baie hare, dis sy krag wat lê in sy hare. Soos 'n Vin Diesel tipe. Yes, my krag lê binne in my brein. Nee, Okay. so ek maak seker dat daar niks interference kan wees wanneer die wind deur daai hare waai nie so. Maar in elk geval so, ja, ek het my hare afgeskeer en ja, en dit is maar net, kyk, die hoed is ook maar 'n awesome voorbeeld van beskerming. So is eintlik 'n simboliese ding van beskerming. So en ek is nogal iemand wat ek is 'n risky ou. Dus ek's 'n baie gevaarlike ou in die sin van dat ek seker maar bietjie buite die lyne lewe. Maar ek is 'n baie veilige mens in die manier hoe ek omgee vir my mense en kyk na my mense. So en ek like dit ook om altyd op te staan vir as nou iets is wat teen die norm is omdat mense geboelie word of wat ook al. Soos byvoorbeeld in my kompleks het ons nou hierdie chat wat nou gebeur waar die een trustee is baie erg. En sy maak daai mense se lewens hel. So ek is die bus wat die ouens instuur. Toe spring jy 'n bietjie daarin. Ja. Nee, ek is trots op jou hoor. Ja, Jy sê daai mense nodig, reg? Maar jy sê dit was nie eers jou idee die cowboyhoed nie. Nee, dit is actually Bino Boshoff se gewees van Universal. Hy het met hierdie genius idee gekom want hy's ook 'n boldie en hy het nou nie so baie gehou van my kaalkop nie so toe. Sê hy, hoor hierso, kom skryf jy 'n bietjie hoekie daar. Maar ons moet 'n bietjie praat oor die klank van jou musiek. As ek daaraan dink, dan dink ek lekker moderne Afrikaanse musiek, maar mense hoor ook invloede van country, rock en selfs 'n bietjie Americana daar, né? Ja. So watter genres laat jou hart die vinnigste klop as dit kom by jou eie musiek? So in my natuur hou ek eintlik van ek het eintlik in die verlede baie meer gehou van rock, okay? Maar ek hou nie van soos die tipe rock wat soos ek hou van classical rock. Ek hou van soos ewen selfs die oud, hoe kan ek sê, golden oldie tipe rock. AC/DC en sulke tipe goed sou ek sê is die ergste, okay? Ja. Maar ek hou van goed, spesifiek so CCR en Smokey, daai ouens, soos hulle het 'n ding raak gerok en hulle rock sound was redelik clean geweest. Baie kommersieel ook. Ja, so en dan natuurlik ook hou ek baie van country en country het baie bekend geword vir die feit dat dit organiese musiek is. So ek het 'n tipe van in my eie styl, as ek dit so kan stel, waar ek van hou as ek nou saam met die producer sit om ietsie bymekaar te sit wat tussen dit moet upbeat wees, dit moet lekker, hoe kan ek sê, rock is baie ekstreem. So dit skuif so 'n bietjie die gevoel van jou hart, okay? Either in 'n partykeer in 'n hartseer manier of in 'n baie positiewe of in 'n soos 'n pumped up manier of wat ook al. En so ek mix daai so 'n bietjie saam met country musiek wat bietjie meer organies is. En dan natuurlik is dit baie interessant dat kom ons sê so ek is 'n Afrikaanse sanger en ek love Afrikaans. Nee, dit het ons agtergekom, hoor. Boer in sy hart. Ja, maar ek moet sê ek was een van daai ouens wat gevoel het 10, 20 jaar terug. Hierdie Afrikaanse musiek kort 'n bietjie meer internasionale gevoel en standaard. Ja. En ek dink dis wat ek probeer regkry ook. Julle sal ook luister as julle luister na meeste van my liedjies. Die tipe produksies is nie net dat ons nou net 'n gitaar hoor en dromme of net 'n gitaar en 'n basgitaar en klavier of wat ook al. Dis hoe kan ek sê 'n samestelling, amper ek wil sê 'n orkes. Ja. Van 2, 3 gitare in die akoestiek. Die volledige prentjie. Yes, dromme, ouens wat op hulle, kom ons sê banjos jol, ouens wat op hulle, dis die tipe ding wat ek probeer vasvang in my musiek. So dis eintlik hulle praat in Engels van ear candy. Dis oorsweeties.
wat ek Ek eintlik like dit in probeer Afrikaans oorsweet. Ja. Sweeties. Ja. Hoorie maar, okay, ons weet ook jy met jou musiek so ver, jy hou van die storie agter Afrikaans en die Afrikaner en die boer en jy weet die Here se invloed op ons en ons mense, maar hoe sou jy sê het liefde jou liedjie skryf geaffekteer? Okay, so liefde sou ek sê ek dink is eintlik heeltemal een van my grootste natuurseienskappe as 'n persoon. Een van my persoonlike sterkste natuurseienskappe is spesifiek liefde. Ek glo in liefde, ek ervaar liefde, ek is die snaaks want ek is 'n baie manly guy, maar ek kan seker ook maar nou en dan dit geniet om 'n bietjie romance ook te kyk. Want Okay. en dis ook hoekom ek Goed, so jy goed kan is. dit admit. Dis Ja, goed. nee, ek dink baie Good on ouens you. is so hulle is eintlik so fake. In hulle hart so hulle net ook 'n bietjie ietsie sag. Natuurlik, ja. Ja. So ek is op 'n plek waar ek so sê liefde is heeltemal deel van my natuur. Dis hoekom ek ook so bly is om my meisie te gevind het wat ek nou gevind het wat ek glo eendag mee gaan trou. En net so cool as hierdie Ja, kerk. ja. So want sy verstaan dat hierdie liefdekant van my is nie eintlik 'n sagte ding nie. Dit is Meer 'n sterk ding. dis eintlik 'n sterk omgee en hoe kan ek sê lewe spreek ding waar jy iets wil beteken vir iemand anders, ding waar jy mense wil opbou, daai tipe van ding. So ja, liefde is definitief in al my songs, al is dit van die Here se perspektief af. Maar is al 'n paar songs vir haar geskryf wat sy nog nie gehoor het nie. So wat sy nog nie gehoor het nie, daar is actually, ja. Maar die eerste ene wat sy nou actually gehoor het, is nou hierdie Vuurwarm Liefde wat ek nou Vrydag uitgesit het. Ja, baie En- geluk met dit. Ons gaan nou dit ook vir ons luisteraars speel, maar ons gaan nou verder daaroor gesels. Wil jy nie 'n bietjie jou gitaar daar nader hark en vir ons ietsie live speel nie voor die tyd ons nou inhaal? Maar nou moet ons asseblief, eers die man. hark gaan haal, Frans. Ja, hark kom asseblief nader en dan tokkel jy daai gitaar met sy Okay. snaar. Wat speel jy vir ons eerste? Ek gaan sommer vir julle eerste Boer in my hart speel. Yes, dis wat ons wil hoor vanmiddag. Ja, net so op daai noot. Dit is ook eintlik 'n liefdevolle liedjie van die Here af vir ons. So ja, al kan ons hom mee vergelyk. Dis 'n liefdevolle liedjie van die Here af wat sê hy is met jou. Gooi hom. Okay. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, boer in my hart. Whoa, oh, 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 oh. En as die wind teen my waai en die donderstrale neerslaan, sal ek opkyk sonder vrees. Lewe kan my gooi, ek sal nie opgee nie. Ek hoor sy stem vir my sê, ek het jou rug vir ewig. Ek is 'n boer in my hart en die Here is my God en ek is nie bereid om my siel te verkoop aan goud en roem, so ek vind vrede in my lande, hier waar hy is. Whoa, oh, 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 boer in my hart. Whoa, oh, 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 oh. En as die modder net te diep raak en aarde my wil aftrek, sal ek opkyk sonder vrees. En lewe kan my gooi, ek sal nie opgee nie. Ek hoor sy stem vir my sê, ek het jou rug vir ewig. Ek is 'n boer in my hart en die Here is my God en ek is nie bereid om my siel te verkoop aan goud en roem, so ek vind vrede in my lande, hier waar hy is. Derek West.
FM 90.5 Route 326. Hoor jy so ek vir jou sê, ons speel daai liedjie van jou gaar hierso op Groot FM Kom ons wees 90.5. meer eerlik as dit. Ja, As daai liedjie op Vuur en Vlam speel, dan ken ek en Fransjo elke liewe woord. natuurlik, ons is Ons fans. party in hierdie studio, Ja. letterlik ons gil basically. En nou het ons hom akoesties gehoor. So baie Julle is dankie die vir dit. beste. Ja, ons like dit kwaai. Ek is nou jammer ons moet 'n vinnige verkeersverslag hier Dis net inwerk. jammer jy verkoop so goed sonpanele dat ons nie meer musiek het om te sing. Verstaan Dit jy is nou? nogal jammer. Maar ons gaan hom net nie navra. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Just stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble in the sea. I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, yeah, stand by me, just stand by me. Van West saam met Ja, ons antwoord is in die ja. ateljee. Wow, Derek Deze. daai het geslap. soos Daai ons het al sê, geslap in hoor. the bass. Ja nee, ons het dit nou gelaaf. LOVE. Luister, saam met ons hier in die ateljee is Derek West, of jy ken hom beter as Van West, en vandag is 'n baie spesiale dag want daar's 'n splinternuwe enkelsnit op pad, of eintlik reeds warm uit die oond uit. Ons gaan hom nou vir jou speel hier op Route 326. Alright, nou jy het so lekker live gespeel. Sou jy sê jy's meer gemaklik in 'n studio waar alles so geëdit kan word, of like jy die rush van live op stage wees? Ek hou eintlik van die rush van live op stages. Inteendeel, studio is vir my 'n baie moeilike ding, want jy kan nie sonder die studio wegkom met om jou song op die lug te kry en natuurlik goed vasgevang te kry nie. Maar daar's ook baie goed wat verkeerd kan gaan in 'n studio wat jy dan nie na die tyd kan red nie. Waar as 'n ding verkeerd gaan op 'n live stage in regte tyd, in regte lewe, dan word dit entertainment as jy dis weet waar. hoe om dit te hanteer. Ja. En ook die foute wat jy maak in studio kos jou geld. Yes. Maar jy weet, ons moet nou natuurlik bietjie praat oor jy wat ook uit 'n familie kom, maar ek sou sê jy's die OG want jy's die oudste boetie. So die ander twee moet vir jou dankie sê. Maar ons weet musiek is duidelik dik in julle bloed. Ons dink aan Bernice West en dan ook natuurlik Renier van Rooksyn. So, hoe lyk 'n gewone familiekuier daar by julle? Eindig dit altyd met die gitare en die sang om 'n kampvuur aan die einde, of doen julle al drie maar julle eie ding? So, ek dink baie mense gaan geskok wees oor wat ek nou gaan sê op 'n antwoord, maar ek dink dit is seker maar belangrik dat mense dit hoor. Eintlik, soveel soos wat passie in ons elkeen se harte is. As jy dit doen in 'n manier vir 'n lewe, so Bernice doen dit natuurlik elke dag van haar lewe. Dit is haar lewe, okay? Okay, nee, natuurlik is Loa en Jan is haar lewe, maar Ja, ons verstaan wat jy sê. maar ja, so En nou as jy deesdae droomsindroom ook. ja, en Winterhotel. Ja. Dis die ding. So ja, en dan Renier ook, hy's ook maar hy definitief, ons alkeen het 'n sterk liefde vir dit, maar as jy dit doen in die, hoe kan ek sê, as professioneel, dan raak die pressure maar nogal bietjie baie met dit partykeer. So partykeer voel dit vir jou asof jy, as jy sal wil gaan liedjies skryf en gitaar speel of klavier speel of wat ook al, dan doen jy dit eintlik maar meer by jou eie. Dis eintlik jou uitlaatklep en jou liefde. Maar dis meer deel. intiem ook eintlik. Intiem, ja. En jou passie deel wat jy net so bietjie gaan gesond word
en dinge proses daar op jou eie. So jy doen dit nou wel miskien baie keer met 'n instrument of met woorde wat jy nou neerskryf in 'n boekie of jy weet. Maar as dit nou familiekuier is, dan eintlik is dit meer soos kom ons rus net 'n bietjie. Yes, dit maak En sin. geniet mekaar se geselskap. Jy sien mekaar amper nooit nie. Soos dit is seker een van die ergste goed van dit. Op 'n Desember en in November, wanneer almal vakansie hou en familietyd het, dan is jy besig om shows te doen. Jy is besig om te opry. Maar is daar 'n element van kompetisie tussen julle drie? Want as ek en my broer albei gesing het, het ek definitief compete met hom. O, ja. Ek kan nie heeltemal praat vir iemand anders namens nou met nou maar my broer, my sussie nie, maar ek dink in 'n manier van kom ons doen ons beste by onsself. Is dit awesome dis amazing om te weet dat jy het 'n boetie en 'n sussie ook wat saam met jou soos julle doen saam hierdie ding. En celebrate mekaar. So daar is 'n gesonde, seker maar 'n gesonde kompetisie, maar nie glad nie in die manier van ek wil jou wen of ek wil 'n nommer 1 hê en die beste wees of want ek is dan bo of wat ook al. Niks sulke goed nie. Ek dink daai's die mature kant ook nou maar van. As dit kom by my iets broer soos en my musiek, suster. dan voel ek altyd soos daar moet juis nie kompetisie wees nie, want dit is eintlik soos ietsie wat spontaan kom en Ja. En ook dit is 'n kreatief subjektiewe is. ding omdat dit 'n kunsvorm is. Ek Ja, sê mos presies. altyd om 'n gedig te ontleed op skool het my so frustreer want ek het heeltyd vir my onderwyser gesê, "Hoe weet jy wat die digter gedink het?" Jy kan nie vir my sê die derde sin beteken sy voel innerlike konflik. You don't know. Jesus, dit het my geïrriteer. Maar dit is die cool ding van musiek en selfs van boeke en noem dit nou maar digbundels en selfs ewen die Bybel. Soos jy kan elkeen kry iets anders uit dit uit. So en dis wat dit vir my so groot geskenk maak. Musiek is vir my 'n geskenk en dis hoekom ek voel 'n veer vir om hier uit te moet oorleef. Okay, dit klink nou vreemd. Dis net vir lekker. Die labels en die ander professionele musikante en so, ek kry hulle jammer. Want dit word so 'n kompetisie. Dit word letterlik daai passie deel word 'n rat race en dan maak hulle passie dood. So vir my ek gaan net aan en aangaan vir altyd. En my meisie sê dit eintlik baie mooi nou die dag. Die geldjies wat ek daarin maak, gebruik ek net weer om maan terug te stoot en dit die wiel te laat draai. Ja, en hy bly ek op doen sy dit want eie. ek wil waar bly tot die geskenk wat die Here vir my gegee het en dit is om daai saadjies te kan plant op 'n nasionale of internasionale vlak waar ander mense ook ietsie kan kry wat dit vir hulle ook kan beteken. En ietsie raai kan vat vir Ja, hulle. want die Here gee ook vir jou 'n platform vir 'n rede. Ja. En ek dink jy maak musiek vir die regte redes, hoor. Daar is nog 'n bietjie handjievol mense oor wat dit moet doen Klein vir die baba regte redes, handjie. hoor. Dis 'n klein piepklein handjie. Casper se handjie. Ja, 'n Casper de Vries handjie. Hoorie maar op die noot van die musiekbedryf voordat ons amper afsluit. Wat sou jy sê is jou gunsteling ding van die musiekbedryf, maar ook jou least favourite ding van die musiekbedryf? My least favourite ding, die ergste ding vir my is hoe die musiekbedryf wat as 'n besigheid gehanteer moet word en ek moet sê ek is 'n besigheidsman, ek hou van besigheid. Besigheid is eintlik 'n ongelooflike ding. Maar in die musiekbedryf waar die passie en die sparks geunlock moet word. Okay? Daarso maak die besigheidsdeel maak dit dood. So dis my minste gunsteling ding van dit. So ek sou sê waar jou passie moet gloei, kan geld dit doodmaak as jy nie mooi verstaan hoe om dit te hanteer en groei in hoe om dit te hanteer nie. So dis my least favorite ding. My favourite ding is baie in lyn met wat ek nou net gesê het. Dit beteken vir my meer ietsie wat, hoe kan ek sê, ek kan sien as ewigheidswaarde. Wanneer ek weet, dit wat ek doen, dis nie net nog 'n song oor, noem dit, drink en suip, ekskuus, ek sê nou 'n baie kras woord op die lug, maar drink en, jy weet, vloekwoorde sit in 'n song en jy rock 'n ding uit en jy headbang jou kop Rock uit met jou blokfluit. Sê weer? Rock uit met jou blokfluit. Ja, rock uit met 'n blokfluit. Dis vir my favourite ding van die musiek ding is dat jy iets golden nuggets, goue saadjies met mense kan deel
en dit vir hulle iets kan beteken. Net so vinnig 'n kort storie. Ek was besig om 'n solarstelsel in te sit. Nou 2 weke terug hier so in Groenkloof vir mense en hulle klein dogtertjie is toe nou die dag, sy toe nou 'n bietjie siek en die dokter het haar afgeboek. En sy is toe nou op antibiotika, maar sy is besig. Sy's 'n headstrong meisie, raai meisietjie. Okay. Klein man, ag ek dink ja, sy is soos 9 of so iets, 8 of 9 of so iets. En maar terwyl ons nou ons werk en is gevaarlik hoe ons werk en waar ons werk met krag, elektrisiteit, swaar goed wat kan val of kan op jou val of wat ook al, sulke tipe goed. En hierdie meisietjie is besig hier tussendeur, okay? En sy het later sy haar skoppie daar beet met 'n klein besempie. Ag moeder. En soos wat ons gate boor binne in die mure en die inverters opsit en die batterye vasmaak en besig is sy besig om bietjie hier skoon te vee en dan pak sy ietsie reg as sy sien dit het omgeval en sy's besig daardeur en later, dit was seker dit was nie eens die eerste dag nie, dit was 'n 3-dag installasie of ja, 3-dag installasie. En die tweede dag hierso teen die middel van die dag sien ek maar sy raak nou so 'n bietjie skamer. En haar pa is toe nou ook daar sit toe nou toevallig op daai oomblik en hy sê toe vir weet jy wie is hierdie oom? En toe het sy letterlik by haar eie dit uitgefigure dat hierdie oom wat 'n kaalkop is, as hy 'n cowboy hoed opsit, dan is hy ewe skielik Van West. Oh wow. Oh cute. En toe sê haar pa, vertel vir die oom wat is jou gunsteling liedjie. En wragtig waar, so skaam soos wat sy nou ewe skielik daarso is. Sy boer in my hart. Oh, wow. En dit het my hart, ek wil amper sê gebreek in so 'n mooi manier. Het my hart oopgebreek sodat ek kon ervaar hoe dit voel dat selfs iets wat die Here vir my as 'n ouer, meer volwasse mens gedeel het oor hoe hy altyd daar sal wees vir jou, maak nie saak wat nie. Hoe daai oomblik gebeur en ek besef dat hierdie klein dogtertjie so klein soos wat sy is, het daai liedjie as haar gunsteling liedjie gekies. En sy luister daai liedjie, nou is ek besig op die dak op 'n stadium en ek hoor net hier deur die kamervenster, daar speel Boer in my hart op repeat. Ag cute. En later sê sy toe nou op 'n ander tyd, bietjie later toe ons nou weer daar in die inverterkamer is, sê sy vir my, ek dink ek het vir haar gevra, hoekom hou sy so baie van Boer in my hart? En sy sê, want dit gaan oor Jesus. Oh wow. En dat hy altyd daar vir jou sal wees. En sy sê die volgende, sy sê, selfs as jy 'n slegte dag het, as jy Boer in my hart luister, dan maak dit jou beter voel. Ag Jy cute. sien, dit is die krag Daai is van jou musiek. number 1 fan, hoor. Dit is Hoorie, insane. Die tyd het ons ongelukkig nou ingehaal. Dankie dat jy daai beautiful storie met ons gedeel het, Van West. 4 warm liefde is sy splinternuwe liedjie en ons gaan nou daarna luister, maar voordat ons dit luister, moet jy nou net vir ons sê, "Hi, ek is Van West." Jy luister na François en Nelma op Route 326 en hier vier ons 4 warm liefde. Okay. Moet ek hom nou gooi? Ja, go. Gooi hom. Ja. Okay. Nee, ons doen alles live. Ons wag vir jou. Hoi, ek is Van West en ons is hier op Route 326 saam François en Anelma besig om 4 warm liefde te geniet. Groot FM 90.5